Die son het deur die massiewe glasvensters van die Pretorius Beleggingsgroep se hoofkantoor in Sandton, Johannesburg geskyn. Die lig het die spierwit mure verlig en die silwer aksentstukke laat glinster, wat die kantoorruimte 'n onwerklike gevoel gegee het. Johan Pretorius, uitvoerende hoof van een van Suid-Afrika se mees suksesvolle maatskappye, het sy baadjie losgemaak en in sy leerstoel teruggesak. Die panoramiese uitsig van die Sandton horison het geen indruk op hom gemaak nie. Na 6 jaar in hierdie kantoor het die uitsig net nog 'n agtergrond vir sy daaglikse bedrywighede geword. Meneer Pretorius, ek weet u vergadering begin oor 10 minute, het sy persoonlike assistent, Lindiwe Nkosi, by die deur gepraat. Maar daar is 'n klein dogtertjie by ontvangs wat daarop aandring om u te sien. Johan het sy wenkbroue opgelig. Ek dink jy het verkeerd gehoor, Lindiwe, 'n klein dogtertjie. Ja, meneer. Sy sê haar naam is Annika. Sy is 7 jaar oud en weier om te gaan voordat sy met u praat. Sy het 'n koevert en sê dis baie belangrik. Hy het sy horlosie gekyk, 'n platinum breitling wat sy huidige vriendin Elise vir sy 33ste verjaardag gegee het. Belangrike vergaderings met internasionale beleggers het gewag, maar iets aan die vreemde situasie het sy nuuskierigheid geprikkel. Goed, bring haar in. Maar net vir 5 minute. Lindiwe het geniklik en verdwyn. 'n Paar oomblikke later het sy teruggekom met 'n klein dogtertjie aan haar sy, 'n kind met helderblou oë, blonde hare in 'n netjiese poniestert en 'n somber uitdrukking wat onvanpas op so 'n jong gesig was. In haar klein handjies het sy 'n groot bruin koevert vasgehou wat met 'n rooi seël toegemaak was. Dankie, Lindiwe, het Johan gesê en sy assistent het stilweg die kantoor verlaat. Die dogtertjie het voor sy lesenaar bly staan, haar oë met 'n vreemde intensiteit op hom gerig. Iets aan daardie oë het hom laat voel asof hy in 'n spieël kyk. Hallo Annika, het hy gesê, sy stem sagter as wat hy bedoel het. Ek is Johan Pretorius. Hoe kan ek jou help? Die kind het haar keel skoongemaak en na die koevert in haar hande gekyk. Ouma Johanna het gesê ek moet hierdie vir oom gee as sy na die hemel toe gaan. Johan het verward gevoel. Jou ouma? Ek dink nie ek ken jou ouma nie, klein meid. Sy het gesê oom sal dit verstaan as oom die brief lees, het die dogtertjie geantwoord. Asseblief, oom. Kan oom dit vir my lees? Dis baie belangrik. Haar stem het gebreek en trane het in haar oë verskyn. Johan het sy hand uitgesteek en die koevert geneem. Dit was swaar, asof dit meer as net papier bevat het. Die rooi wasseël het 'n familiewapen gedra wat hy nie herken het nie. Kom sit, het hy gesê en na die leerbank teen die muur gewys. Wil jy iets drink? Water? Koeldrank miskien? Annika het haar kop geskit terwyl sy na die bank geloop en gaan sit het. Haar voetjies het skaars die vloer geraak. Nee, dankie, oom. Ek wil net dat oom die brief lees. Johan het die koevert in sy hande gedraai. Wie het jou hiernatoe gebring, Annika? Is jou ma of pa hier saam met jou? Tannie Bisie het my gebring. Sy was ouma se verpleegster. Sy wag onder. Maar mamma weet nie ek is hier nie. Sy is nie lekker nie. Die dogtertjie het haar laaste woorde fluisterend gesê, asof sy 'n geheim gedeel het. Met 'n sug het Johan besluit om die vreemde versoek te volg. Hy het die seël gebreek en die koevert oopgemaak. Binne was 'n dik pak dokumente en 'n verseelde brief met sy naam daarop. Die testament van Johanna Sophia van der Merwe het hy die opskrif hardop gelees. Die naam het 'n skielike pyn deur sy bors gestuur, van der Merwe. Hy het 8 jaar gelede die liefde van sy lewe verloor, Marite van der Merwe. Kon dit? Nee, dit was seker net 'n toevalligheid. Van der Merwe was 'n algemene van in Suid-Afrika. Hy het die brief oopgemaak en begin lees. Met elke sin het sy oë wyer geword, sy asem vinniger, sy hart harder geklop. Liewe Johan, het die brief begin. Teen die tyd dat jy hierdie lees, het ek hierdie wêreld verlaat. Ek skryf hierdie woorde met die wete dat hulle jou lewe onherroepelik sal verander, soos wat die waarheid dikwels doen. Die woorde op die bladsy het vervaag terwyl 'n ander werklikheid voor hom ontvou het. Die dogtertjie Annika het hom met daardie bekende blou oë aangestaar, oë wat hy elke oggend in die spieël sien. As jy hierdie lees, het ek my kleindogter, Annika, na jou kantoor gestuur. Ja, Johan, sy is jou dogter. Die dogter wat jy nooit geweet het jy het nie. Die woorde het hom soos 'n vuis in die maag getref. Hy het na Annika gekyk, wat geduldig op die bank gesit en wag het.
Haar gesigsvorm, die manier waarop sy haar kop effens skuins gehou het, dit was soos om na 'n foto uit sy eie kinderdae te kyk. Dit kan nie waar wees nie, het hy saggies gesê. Ek kan nie. Ek is nie in staat. Hy het aangehou lees, elke woord soos 'n klip wat in 'n stil poel val, rimpels van ontploffing wat deur sy wêreld stuur. Ek weet jy glo jy is steriel, leuen wat 8 jaar gelede jou en my dogter uitmekaar gedryf het, leuen wat deur jou destydse mediese konsultant, Dr. Anton Fourie, versprei is, 'n man wat, soos ek later ontdek het, onder die invloed van jou huidige metgesel, Elise Botha, was hy. Johan se hand het begin bewe. Hy het na die venster gestaar, sy gedagtes 'n warrelwind van herinneringe, Marite se trane toe hy haar daarvan beskuldig het, dat sy ontrou was, dat die swangerskap waarvan sy hom vertel het nie syne kon wees nie. Die bitter woorde wat hulle gewissel het voordat hulle uitmekaar is. Marite, het hy gefluister, die naam soos 'n gebed op sy lippe. Die dogtertjie het haar kop opgelig. Ken oom my mamma? Johan het na haar gekyk, sy keel skielik droog. Ja, het hy saggies gesê. Ek het jou mamma lank gelede geken. Sy is baie siek, het Annika gesê, haar jong gesiggie ernstig. Die dokter sê hulle weet nie of hulle haar kan help nie. Die woorde het Johan se hart laat sink. Hy het terug na die brief gekyk, desperaat om meer te verstaan. Marite is terminaal siek, Johan. Kanker. Die dokters gee haar 6 maande. Ek het my eie tyd in hierdie wêreld gebruik om die waarheid uit te vind, om die bewyse te versamel wat jy in hierdie pakket sal vind. Toetse, foto's, dokumente, alles wat jy nodig het om te verstaan hoe diep Elise se verraad was. Die brief het aangegaan, besonderhede onthul wat Johan se maag laat draai het. Johanna van der Merwe het in die laaste maande van haar lewe 'n private speurder gehuur, wat 'n web van manipulasie en leuns blootgelê het, alles georkestreer deur Elise. En nou, Johan, kom ons by my laaste wens, my testament. My hele boedel, insluitend welgelegen wynlandgoed, my beleggingsportefeulje en my aandele in Van der Merwe Holdings, ter waarde van meer as 3 miljard rand, laat ek aan my enigste kleindogter, Annika Marite van der Merwe. Johan se oë het weer na Annika gedwaal. Sy het stil op die bank gesit, haar klein voete wat heen en weer swaai. Maar, het hy hardop gelees, die woord in hoofletters geskryf, hierdie erfenis sal slegs aan haar oorhandig word onder die volgende voorwaardes. Hy het sy asem ingehou terwyl hy die woorde gelees het wat sy lewe sou verander. Die eerste voorwaarde, jy, Johan Pretorius, moet wetlik Annika se vaderskap erken na bevestigende natoetse. Die tweede voorwaarde, jy moet voogtyskap van Annika aanvaar. Die derde en laaste voorwaarde, jy en Marite moet binne 6 maande na die opening van hierdie testament weer trou. Johan het opgekyk, geskok. As hierdie voorwaardes nie nagekom word nie, sal die hele boedel na die Van der Merwe liefdadigheidstrust gaan, en Annika sal slegs 'n klein trustfonds ontvang wat haar opvoeding sal dek. Dit mag streng voorkom, Johan, maar ek het my redes. Ek wil hê dat Annika 'n familie moet hê, haar regte familie. Daar was meer besonderhede oor hoe Johanna oor die jare Annika dopgehou het, hoe sy haar kleindogter finansiëel ondersteun het sonder dat Marite daarvan geweet het, en hoe sy eintlik die waarheid ontdek het agter die skeiding wat haar dogter se hart gebreek het. Die koevert het foto's, mediese verslae en selfs transkripsies van gesprekke bevat, alles bewys van 'n uitgebreide komplot wat deur Elise Botha beplan is. Oom, Annika se sagte stem het Johan uit sy gedagtes laat skrik. Is oom kwaad? Hy het sy keel skoongemaak, die dokumente op sy geskuif en probeer glimlag. Nee, Annika. Ek is nie kwaad nie. Ek is net verbaas. Hy het na die kind gekyk en vir die eerste keer regtig gesin. Haar oë, haar neus, die vorm van haar wange, dit was asof hy na 'n vroulike weergawe van homself as kind gekyk het. Annika, waar woon jy en jou mamma? Ons woon in 'n woonstel in Rosebank, het sy geantwoord. Maar ons gaan binnekort trek. Mamma sê ons kan nie meer die huur bekostig nie. Johan het gevoel hoe woede in hom ophou. Al hierdie jare, 8 verlore jare. Hy was 'n miljarder en sy dogter, sy eie bloed, het in 'n huurwoonstel gewoon wat hulle nie kon bekostig nie. Wil jy 'n koeldrank hê? Het hy skielik gevra, desperaat vir 'n oomblik om sy gedagtes te orden. Annika uitgenikik. Ja, asseblief, oom. Johan het na die interkom geryk en Lindiwe gevra om 'n lemoenkoeldrank en 'n koffie te bring. Hy het sy vergadering totaal vergeet. Jou ouma sê hier dat jou mamma siek is, het hy versigtig gesê terwyl hulle gewag het. Is dit hoekom julle gaan trek?
Annika het geniknik, haar oë het skielik met trane gevul. Mamma kan nie meer werk nie. Sy word te gou moeg. Die dokter sê sy het 'n siekte in haar bloed. Johan het 'n knop in sy keel gevoel. En jou pa, het hy gevra al het hy die antwoord reeds geken. Ek het nie 'n pa nie, het sy eenvoudig gesê. Net 'n mamma en 'n ouma. Maar nou is ouma ook weg. Die deur het oopgegaan en Lindewe het ingekom met 'n skinkbord. Sy het verbaas na die toneel gekyk, haar baas wat duidelik ontsteld was, 'n klein dogtertjie met trane in haar oë en dokumente oral versprei. Meneer, u vergadering het. Kanselleer dit, het Johan gesê. Kanselleer als vir vandag. En skakel der Becker. Sê vir hom ek het hom dringend nodig vir dit natoets. Hy moet binne die uur hier wees. Lindewe het geniknik, die drankies neergesit en die kantoor verlaat. Annika, het Johan gesê terwyl hy die glas koeldrank na haar aangee, vertel my meer van jou mamma. Hoe lyk sy nou? Is haar hare nog steeds so donker en krullerig? Annika se gesiggie het opgehelder. Ja, maar sy sny dit kort nou omdat dit uitval van die medisyne. Sy is pragtig, die mooiste mamma in die hele wêreld. Maar sy huil baie, veral in die aand wanneer sy dink ek slaap al. Johan se hart het gebreek met elke woord. Marite was sterwend, en hy was hier, onwetend, vasgevang in 'n leuen. Hy het sy selfoon opgetel, na Elise se nommer gesoek, en toe neergesit. Nee, eers moes hy seker wees. Eers moes hy bewyse hê. Annika, hoe het jy vandag hierheen gekom? Tannie Bisie het my gebring. Sy wag onder. Sy was ouma se verpleegster. Johan het weer die interkom gebruik. Lindewe, daar's 'n vrou onder wat wag, Bisie. Sy was blykbaar mevrou van der Merwe se verpleegster. Bring haar asseblief op. Binne minute was Bisie Ngubane in sy kantoor, 'n waardige vrou in haar 50's met 'n goedhartige gesig en wakker oë. Meneer Pretorius, het sy gesê met 'n effense buiging. Mevrou Johanna het my alles vertel. Sy het geweet hierdie dag sou kom. So jy weet alles, het Johan gevra. Alles, het Bisie bevestig. Ek het mevrou Johanna vir 15 jaar versorg, deur haar siekte. Sy was 'n merkwaardige vrou. Sy het nooit opgegee nie, selfs toe die dokters gesê het daar is geen hoop nie. Sy was vasberade om dinge reg te maak voor sy. Bisie het haarself onderbreek met 'n betekenisvolle kyk na Annika. Voor sy vertrek het sy saggies voltooi. Ek verstaan, het Johan gesê. Annika, waarom gaan speel jy nie 'n bietjie op my tablet nie? Ek het 'n paar speletjies daarop. Die dogtertjie het opgewonde gelyk en het gou in die groot leerbank weggesak, die tablet in haar hande. Johan het sy stem laat sak. Vertel my alles, Bisie. Alles wat jy weet. Die verpleegster het 'n diep asem ingetrek. Mevrou Johanna het my 2 jaar gelede ingelig oor haar suspisies, dat haar dogter se ex-kerel deur sy nuwe meisie mislei is. Sy het 'n speurder gehuur, meneer Ntlofie, 'n baie knap man. Hy het bewyse gevind van dokumente wat vervals is, mediese toetse wat gemanipuleer is. En Marite, het Johan dringend gevra. Hoe ernstig is haar toestand? Bisie se oë het hartseer geword. Dit is nie goed nie, meneer. Limfkanker, stadium 4. Die dokters gee haar hoogstens 6 maande. Sy word behandel by die Sandton Onkologie Sentrum, maar die kanker is aggressief. Mevrou van der Merwe was desperaat om julle twee te herenig voor sy haar dogter verloor het. Johan het sy oë gesluit, oorweldig deur die nuus. 8 jaar gelede het hy Marite van hom af weggestoot, haar beskuldig van die ergste verraad. Hy het hom volkome in sy werk begrawe, sukses op sukses gebou en gedink die leemte in sy hart sou mettertyd verdwyn. En al hierdie tyd was sy besig om alleen te sukkel, om hulle dogter alleen groot te maak. Daar is nog iets wat u moet weet, het Bisie bygevoeg, haar stem skaars meer as 'n fluistering. U vriendin, May. Botha, sy was by Defoudi se praktyk gister. Mevrou Johanna se laaste opdrag aan meneer Ntlofie was om haar te volg. Ons vermoed sy weet van die testament. Johan se kop het opgeskiet. Hoe sou sy kon weet? Defoudi, het Bisie eenvoudig gesê. Hulle werk nog steeds saam. Hulle het mevrou Johanna se mediese rekords nagegaan. Hulle weet sy is hy. Bisie het weer 'n betekenisvolle blik na Annika gegooi, wat gelukkig verdiep was in 'n speletjie. Hulle weet sy is nie meer hier nie, en hulle weet van die testament.
Johan se gedagtes het gejaag. Hy het omgekyk na die klein dogtertjie op sy bank, sy dogter. Sy dogter. Die woorde het nog steeds vreemd in sy gedagtes geklink. Ek sal nie toelaat dat nog iemand hulle seermaak nie, het hy besluit, die woorde saggies, maar met absolute oortuiging gesê. Nie Annika of Marite nie. Nooit weer nie. Die klop aan die deur het Johan uit sy gedagtes laat skrik. Der Becker, 'n man met wie hy al jare lank sake gedoen het ingekom. Hy was nie net Johan se persoonlike dokter nie, maar ook 'n vriend, een van die min mense wat hy werklik vertrou het. Jy klink dringend aan die foon, het Theo Becker gesê. Hy het gestop toe hy Annika op die bank sien, haar aandag steeds op die tablet gefokus. En wie is hierdie jong dame? Johan het opgestaan, sy hand deur sy hare gevee en na die dokter beweeg. Theo, ek het jou hulp dringend nodig na toets. Vaderskap. Hy het na Annika gewys en sy stem laat sak. Ek dink sy is my dogter. Der Becker se wenkbroue het opgeskiet. Jou dogter? Maar Johan, volgens jou vorige toetse. Die toetse was vervals, het Johan onderbreek, sy stem skerp. Ten minste, dis wat hierdie dokumente beweer. Ek wil my eie toetse hê, Theo. Toetse wat ek kan vertrou. Die dokter het Johan vir 'n lang oomblik bestudeer. Goed dan. Ek het 'n draagbare toetsstel in my motor. Dit sal nie so akkuraat wees soos 'n volledige laboratoriumanalise nie, maar dit behoort binne 'n uur 'n voorlopige resultaat te gee. Genoeg om te weet of daar 'n moontlikheid is. Johan het geniknik en der Becker het die kantoor verlaat om sy toerusting te gaan haal. Bisie het Annika aangekyk. Sy weet nie waaroor dit gaan nie, meneer Pretorius. Mevrou Johanna wou hê u moes die nuus aan haar oordra dat u haar pa is. Johan het sy keel skoongemaak. Ek is nie seker of ek weet hoe om dit te doen nie. Lindewe het by die deur verskyn. Meneer, daar's 'n oproep van me. Botta. Sy sê dis dringend. Johan het sy tande geknars. Sê vir haar ek's in 'n vergadering en kan nie nou praat nie. Ja, meneer. Lindewe het die deur toegemaak. Sy sal kom, het Bisie saggies gewaarsku. As sy uitvind wat gebeur, sal sy hierheen kom. Johan het op sy lesenaar geleun. Laat haar kom, ek's gereed vir haar. Der Becker het teruggekom met 'n klein tas. Dames, het hy gesê, kan julle vir ons 'n paar minute gee? Bisie het opgestaan. Kom, Annika. Laat ons gaan iets soet kry by die kafeteria terwyl die dokter met jou oom praat. Die dogtertjie het teensinnig die tablet neergesit en Bisie se hand geneem. Toe hulle weg was, het der Becker die deur toegemaak. Nou, vertel my wat aangaan, Johan. Hierdie is nie soos jy nie, dringende na toetse, 'n kind wat jy nog nooit voorheen genoem het nie. Johan het die dokter na die dokumente op sy lesenaar gewys. Volgens hierdie het my vriendin Elise met my vorige dokter, Anton Fourie, saamgesweer om my te laat glo ek is steriel. Hulle het die toetsresultate vervals om my en Marite uitmekaar te dryf toe sy swanger geword het. Der Becker het die verslae bestudeer, sy gesig het al hoe donkerder geword. Hierdie is ernstige beskuldigings, Johan. As dit waar is wel, dit sou der Fourie se mediese lisensie kos. En moontlike kriminele klag ook. Ek wil eers seker wees, het Johan gesê. Doen die toets. As dit wys daar's 'n moontlikheid dat ek Annika se pa is, dan weet ek die res is ook waarskynlik waar. Die toetsprosedure was eenvoudig, 'n mondveeg van Johan en later een van Annika toe sy terugkeer. Der Becker het die monsters in sy draagbare masjien geplaas. Ons het nou ongeveer 'n uur om te wag, het die dokter gesê. Wat gaan jy doen as dit positief is? Johan het by die venster uitgekyk oor die Sandton horison. Eerstens, ek gaan Elise konfronteer. Dan gaan ek na Marite toe. En dan, hy het sy kop geskud. Dan weet ek nie. Alles wat ek gedink het waar is oor die afgelope 8 jaar, was 'n leuen. En as die toets negatief is, dan het ek 'n ander soort probleem, het Johan gesê, sy oë nog steeds op die horison. Die volgende uur het stadig verbygegaan. Annika het teruggekom en rustig op die bank gesit, soms by Johan na die uitsig gekyk, soms deur 'n boek geblaai wat Bisie vir haar gegee het. Johan het probeer werk doen, 'n posse beantwoord, maar sy gedagtes het geweier om te fokus. Toe sy foon lui, het hy gesien dit was Elise weer. Hy het dit geïgnoreer. Sy is agterdogtig, het Bisie saggies gesê. Gewoonlik antwoord u haar oproepe dadelik.
Johan het sy kop geknik, maar niks gesê nie. Hy het na Annika gekyk, haar profiel bestudeer. Hoe kon hy nie dadelik die ooreenkoms gesien het nie? Dieselfde neus, dieselfde voorkop, selfs die manier waarop sy haar kop effens skuins gehou het wanneer sy gekonsentreer het, net soos hy. Die klop aan die deur het almal laat opkyk. Der Becker het ingekom met 'n ernstige uitdrukking. Hy het die resultate op 'n stuk papier na Johan toe gebring. Dit is voorlopig, het hy gewaarsku. Maar die akkuraatheid is meer as 99% vir hierdie soort toets. Johan het na die papier gekyk en die woorde gelees, waarskynlikheid van vaderskap, 99.98%. Hy het sy oë gesluit, skielik duiselig. Die bevestiging was soos 'n slag in die maag en 'n opligting tegelykertyd. Dankie, Theo, het hy saggies gesê. Kan jy ook 'n volledige laboratoriumtoets reël? Ek wil dit amptelik hê, wetlik bindend. Natuurlik, het die dokter gesê. Ek sal die monsters na die laboratorium stuur. Ons behoort binne 'n paar dae die amptelike resultate te hê. Toe der Becker die kantoor verlaat, het die interkom geskielik gekraak. Lindiwe se stem het dringend geklink. Meneer Pretorius, Botha is hier. Sy weier om te wag en die deur het oopgebars en Elise Botha het binne gestorm. Sy was 'n pragtige vrou, altyd onberispelik gekleed in ontwerpersklere, haar donker hare in 'n perfekte styl. Maar nou was haar gesig vertrek van woede. Johan, wat is aan die gang? Ek bel jou die hele oggend. Sy het tot stilstand gekom toe sy Annika en Bisie sien. Wie is hierdie mense? Waarom is daar 'n kind in jou kantoor? Johan het stadig opgestaan, sy gesig uitdrukkingloos. Elise, dit is nie 'n goeie tyd nie. Ek's besig met 'n belangrike saak. Elise se oë het vernou. Watter saak kon belangriker wees as om my oproepe te beantwoord? Ons het middagete-planne met die Visagies, of het jy vergeet? Iets het opgekom, het Johan kortaf gesê. Ek sal jou later sien by die huis. Nee, ek dink ons moet nou praat, het Elise aangedring. Sy het nader gestap, haar oë het geskuif na die dokumente op die lesenaar, en toe na Annika. Sy het vir 'n oomblik verstrom, haar oë wyd. Wag daardie oë. Johan het die dokumente vinnig bedek. Nie nou nie, Elise. Asseblief. Maar Elise het nie na hom geluister nie. Sy het stadig na Annika gedraai, die dogtertjie bestudeer asof sy 'n raaisel was wat sy probeer oplos. Wie is jy, het sy aan Annika gevra, haar stem skerp. My naam is Annika, het die dogtertjie geantwoord, duidelik ongemaklik met die vrou se intense blik. Annika wat? Annika van der Merwe, het sy saggies gesê. Elise se gesig het verbleek. Sy het terug na Johan gedraai, haar oë wyd van skok. Van der Merwe. Soos 'n Marite van der Merwe. Elise, ons sal later hieroor praat, het Johan gesê, sy stem nou duidelik dreigend. Nee. Elise se stem het gestyg. Nee, ons praat nou hieroor. Wat doen hierdie kind hier? Waarom lyk sy soos jy? Die spanning in die kamer was tasbaar. Bisie het beskermend nader aan Annika beweeg. Johan het om sy lesenaar gestap, tussen Elise en Annika gaan staan. Bisie, neem asseblief vir Annika na Lindiwe se kantoor, het hy gesê, sy oë steeds op Elise gerig. Ek moet 'n private gesprek met Botha hê. Sodra die deur agter Bisie en Annika toegemaak het, het Elise op Johan afgestorm. Wat gaan hier aan, Johan? Wie se kind is dit? Dit kan nie wees wat ek dink dit is nie. Johan het na die venster gestap, sy rug na haar gedraai en probeer om sy woede onder beheer te kry. Hoe lank het jy geweet, Elise? Geweet? Waarvan praat jy? Hy het omgedraai, sy oë koud. Ek het die toetsresultate. Annika is my dogter. My biologiese dogter met Marite. Elise het haarself teen die muur gestit, haar gesig nou as grys. Dit is onmoontlik. Jy is steriel. Die toetse het dit bevestig. Die toetse wat Derfoudi gedoen het. Die toetse wat jy gereël het. Johan het na sy lesenaar geloop en 'n dokument opgetel. Hierdie toetse. Die vervalste toetse. Vervalste. Jy is mal, wie het jou hierdie waansinnige idees gegee? Elise het stadig van die muur af wegbeweeg, haar oë nou bereken. Dit is duidelik dat daardie vrou jou probeer manipuleer, Johan. Dis waarskynlik nie eers jou kind nie. Sy probeer jou geld kry.
Daardie vrou, het Johan gesê, sy stem gevaarlik laag. Jy bedoel Marite. Die vrou wat ek liefgehad het. Die vrou wat ek verlaat het, omdat jy my oortuig het dat sy my verraai het. Sy het jou verraai? Elise se stem het gestyg. Sy was swanger met iemand anders se kind. Jy kon nie kinders hê nie. Johan het sy kop geskud. Ek het dit na toets gedoen, Elise. Annika is my dogter. Onteenseglik my dogter. Elise het vir 'n oomblik stil gebly, haar gedagtes duidelik besig om te jaag. Selfs al is sy joune, wat ek steeds nie glo nie, wat maak dit saak? Dit was 8 jaar gelede. Ons lewe nou is wat belangrik is, ons toekoms saam. Johan het bitter gelag. Daar is geen ons toekoms nie, Elise. Nie meer nie. Nie nadat ek uitgevind het wat jy gedoen het nie. Wat ek gedoen het? Wat praat jy van? Johan het die leer van sy lesenaar opgetel en dit na haar gegooi. Die inhoud het oor die vloer versprei, foto's, dokumente, transkripsies van gesprekke. Johanna van der Merwe, Marite se moeder, het 'n private speurder gehuur. Sy het jare lank inligting versamel oor jou, oor De Fourie, oor die komplot wat julle beplan het. Elise se oë het wyd geword terwyl sy na die papiere op die vloer gestaar het. Dit is belaglik. Die fantasie van 'n bitter ou vrou. Is dit? Johan het 'n foto opgetel en dit na haar toe gehou. Dit het haar gewys saam met De Fourie in 'n restaurant, 8 jaar gelede, die aand voor sy steriliteitstoets. En hierdie? Hy het 'n ander foto opgetel, een wat haar gewys het wat 'n koevert aan 'n laboratoriumtegnikus oorhandig. Dit beteken niks, het Elise gesê, maar haar stem het gebewe. Johan het 'n stapel dokumente opgetel. Bankstate, Elise. Betalings van jou rekening na De Fourie se. Betalings na die labtegnikus. Selfs betalings aan 'n akteur wat jy gehuur het om Marite te verlei, om foto's te skep wat dit laat lyk asof sy my verraai het. Elise se gesig het hard geword. Jy kan niks hiervan bewys nie. Dink jy regtig so? Johan het 'n opnamemasjien uit die leer gehaal. Johanna was baie deeglik, Elise. Sy het alles gedokumenteer. Hy het 'n knoppie gedruk. De Fourie se stem het die kantoor gevul. Ek sê jou, Elise, as hierdie uitlek, sal ons albei tronk toe gaan. Dokumentvervalsing, mediese bedrog, dit is ernstige aanklagte. Dan Elise se stem, duidelik herkenbaar, niemand gaan uitvind nie. Johan glo vas hy is steriel. Hy sal nooit weet dat daardie kind syne is nie. En ek het seker gemaak Marite dink hy wil niks met haar te doen hê nie. Dit is verby, Anton. Ons het gewen. Elise se gesig het alle kleur verloor. Sy het na die naaste stoel geval en gaan sit, haar hande het gebewe. Hoe durf jy, het Johan gefluister. Hoe durf jy met my lewe speel? Met Marite se. Met 'n onskuldige kind se. Ek het gedoen wat ek moes, het Elise skielik gesê, haar stem nou koud en bereken. Jy was blind vir daardie vrou. Sy sou jou vernietig het, Johan. Jy sou jou fokus verloor het, jou ambisie. Kyk wat jy bereik het in die afgelope 8 jaar. Al daardie sukses, dit was danksy my. Danksy jou. Johan het ongelowig gelag. Jy het my lewe gesteel, Elise. Jy het my kind van my weggevat. Jy het my laat glo dat die vrou wat ek liefgehad het, my verraai het. Sy was nooit goed genoeg vir jou nie, het Elise gesnou. Daardie klein universiteitsdosent met haar boeke en haar ideale. Wat kon sy jou bied? Ek het jou gehelp om die man te word wat jy vandag is, en sukses en krag in die sakewêreld. Johan het stadig na haar toe geloop, sy oë donker van woede. Jy verstaan nie. Ek sou alles opgegee het, elke sent, elke prestasie vir een dag met hulle. My kind. My Marite. Vir 'n lang oomblik was daar stilte in die kantoor. Toe het Elise regop gekom, haar skouers terug, haar gesig 'n masker van koue berekening. Goed dan. So jy het uitgevind jy het 'n dogter. Wat nou? Gaan jy regtig na Marite terugkeer? Na al hierdie jare? Dink jy sy sal jou wil hê? Dink jy sy sal jou kan vergewe? Die vraag het Johan laat huiwer. Hy het nie daaraan gedink nie. Sou Marite hom kan vergewe? Na alles wat gebeur het, na al die beskuldigings, die pyn, die jare uitmekaar. En wat van ons lewe saam, het Elise voortgegaan, haar stem nou sagter, verleidelik. Ons het soveel bereik, Johan. Ons is 'n formidabele span.
Jy kan steeds deel van die kind se lewe wees, finansiëel voorsien, selfs haar as joune erken. Jy hoef nie alles op te gee nie. Stop. Johan se stem was so staal. Jy verstaan steeds nie. Daar is geen ons meer nie, Elise. Dit is verby. Oor 'n kind wat jy nooit voorheen ontmoet het nie. Oor 'n vrou wat jy 8 jaar gelede geken het. Wees redelik, Johan. Dit gaan nie oor redelikheid nie, het hy gesê. Dit gaan oor waarheid. Dit gaan oor integriteit, iets wat jy duidelik niks van weet nie. Elise se gesig het hard geword. Jy maak 'n fout, 'n baie groot fout. Die enigste fout wat ek gemaak het, was om jou te vertrou, het Johan gesê. Teen die tyd dat jy by die huisbakke kom, sal jou toegangspas gekanselleer wees. Teen vanaand sal al jou besittings uit my huis verwyder wees. Ons is klaar. Jy kan my nie sommer so uitskop nie. Elise se stem was nou skril. Ek het regte. Regte. Johan het ongelowig gelag. Jy praat van regte nadat jy myne vertrap het. Nadat jy Annika se reg om 'n vader te ken gesteel het. Nadat jy Marite se reg op waarheid en geregtigheid vernietig het. Johan het die interkom gedruk. Sekuriteit na my kantoor asseblief. Onmiddellik. Elise se oë het smal geword. Jy gaan hiervoor betaal, Johan. Niemand gooi my weg soos vuil goed nie. Hierdie gesprek is verby, het Johan gesê, sy stem kalm maar ferm. En as jy enige idees het om Marite of Annika te nader of te skaad in enige manier, onthou ek het nou al die bewyse van wat jy gedoen het. Een woord van my en jy gaan tronk toe. Die deur het oopgegaan en 2 sekuriteitwagte het ingekom. Botta verlaat die perseel, het Johan gesê. Vergesel haar asseblief na haar motor en maak seker sy neem niks wat nie aan haar behoort nie. Elise het haar handtas gegryp, haar rug reguit gehou, haar gesig 'n masker van woede. Dit is nie die laaste wat jy van my hoor nie, Johan. Ek beloof jou dit. Toe sy by die deur uitgaan, het sy vir 'n oomblik gestop en teruggekyk. Sy is sterwend, weet jy Marite. Kanker. Sy het nie lank oor nie. Wil jy regtig die laaste maande van jou lewe spandeer om na 'n lijk te kyk? Wil jy jou dogter sien hoe sy haar moeder verloor? Die wreedheid van haar woorde het Johan laat vries. Hy het sy vuis gebal, vasgenaal aan die grond gestaan terwyl Elise met 'n flou glimlag weggestap het, die sekuriteitwagte agter haar. Toe die deur toegaan, het hy na sy stoel gestrompel en gaan sit, sy gesig in sy hande. Die werklikheid van alles het hom skielik getref, sy Marite, was sterwend. Hy het 'n dogter, 'n pragtige, intelligente dogtertjie. En 8 jaar van sy lewe was op 'n leuen gebou. Meneer, Lindiwe se sagte stem by die deur het hom laat opkyk. Ngibane en die meisie is hier. Johan het vinnig sy gesig met sy hande afgevee. Stuur hulle in. Annika het eerste ingekom, haar gesiggie bekommerd. Is die kwaai tannie weg, het sy gevra? Johan kon nie help om te glimlag nie, ten spyte van die storm van emosies binne hom. Ja, sy is weg. Kom hier, Annika. Die dogtertjie het nader gekom, effens huiwerig. Johan het sy hand na haar uitgesteek. Daar's iets wat ek vir jou moet vertel, iets baie belangrik. Annika het haar kop effens skuins gehou, daardie gebaar wat so baie so syne was. Is dit oor die brief van ouma? Ja, het hy saggies gesê. Hy het na Biesie gekyk, wat bemoedigend geniknik het. Annika, het jy ooit gewonder oor jou pa? Oor wie hy is? Die dogtertjie het haar skouers opgetrek. Mamma sê my pa moes weggaan voor ek gebore is. Sy sê soms, wanneer sy na my kyk, sien sy hom. Johan het 'n knop in sy keel gevoel. Annika, volgens jou ouma se brief en die toetse wat ons vandag gedoen het, ek is jou pa. Annika se oë het weier geword. Sy het hom vir 'n lang oomblik bestudeer, sy oë het oor sy gesig gegaan. Regtig, het sy saggies gevra. Johan het geniknik. Ek het dit self nou net uitgevind. Daar was mense wat vir my gejok het. Wat my laat dink het ek kon nie 'n pa wees nie. So jy het nie geweet jy is my pa nie. Annika het gefrons, besig om hierdie nuwe inligting te verwerk. Nee, ek het nie geweet nie. As ek geweet het, sou ek daar gewees het. Elke dag. Johan se stem het gebreek. Ek sou jou eerste woord gehoor het, jou eerste treukie gesien het.
Ek sou daar gewees het vir elke verjaardag, elke Kersfees, elke skoolvakansie. Annika het stil gebly, haar jong verstand wat duidelik probeer sin maak van hierdie onthulling. Toe het sy skielik vorentoe beweeg en haar arms om Johan se nek gegooi. Dis hoekom ons dieselfde oë het sy gefluister. Johan het gevoel hoe trane oor sy wange rol terwyl hy sy dogter, sy dagter, vir die eerste keer omhels het. Hy het oor haar kop gekyk na Bisie, wat self trane afgevee het. Ons moet na Marite toe gaan, het hy gesê oor Annika se kop. Nou. Bisie het geniknik. Sy sal vandag by die huis wees. Sy het vanoggend behandeling gehad. Sy sal moeg wees. Johan het Annika saggies weggedruk om in haar oë te kyk. Annika, wil jy graag hê dat ek jou mamma kom sien? Die dogtertjie se gesig het opgehelder. Ja. Sy gaan so bly wees. Sy huil soms oor jou, weet jy? Wanneer sy dink ek slaap. En sy het 'n foto van jou in 'n boek. Die eenvoud van haar opmerking het hom diep geraak. Al hierdie jare en Marite het steeds aan hom gedink, steeds oor hom gehuil. Johan het opgestaan, sy besluit geneem. Lindiewe, het hy oor die interkom gesê, kanselleer al my afsprake vir die res van die week. Reël dat meneer Ferreira die Visagie-vergadering hanteer. En bel my prokureur, sê vir hom ek het hom dringend nodig vir 'n aanpassing aan my testament. Hy het na Annika gekyk. Bisie, kan jy asseblief vir Annika help om haar goed te kry? Ons gaan haar ma nou besoek. Terwyl Bisie Annika help om haar jas en rugsakkie te kry, het Johan vinnig sy kantoor reggepak. Hy het al die dokumente en bewyse teen Elise in sy aktetas geplaas, saam met die voorlopige vaderskap-toetsresultate. Toe het hy sy baadjie aangetrek en sy selfoon gegryp. Die rit na Rosebank was stil. Johan se luukse Audi het deur die middag verkeer beweeg, Annika langs hom op die agtersitplek, Bisie wat van voor aanwysings gegee het. Hy kon sien hoe Annika hom in die weerkaatsing van die venster dophou, soms na sy profiel staar asof sy die gemeenskaplike gelaatstrekke soek. Sal mamma kwaad wees, het sy skielik gevra toe hulle naby hulle bestemming was. Johan het haar aandag in die terspieël gevang. Hoekom sou sy kwaad wees, Annika? Omdat ek na jou toe gegaan het. Sy het gesê ouma se pakkie was privaat. Johan het sy lip gepluk. Ek dink nie sy sal kwaad wees nie. Ek dink sy het net nie geweet hoe om dit vir my te gee nie. Bisie het ingemeng. Jou ma het nie geweet wat in die pakkie was nie, Annika. Ouma Johanna het dit voor haar vertrek gereed gemaak. Sy het vir my gesê om te wag tot na sy weg is, en dan moes ek jou help om dit aan jou pa te gee. O, het Annika gesê. So mamma weet nie dat jy my pa is nie. Sy het na Johan gekyk. Ek dink nie so nie, het Johan gesê. Dit gaan 'n verrassing wees. Hulle het voor 'n klein woonstelblok in Rosebank stilgehou, nie verwaarloos nie, maar beslis nie die soort plek waar hy ooit gedink het Marite sou woon nie. Hulle het gestap na die tweede verdieping, waar Bisie by 'n deur gestop het. Sy mag dalk slaap, het Bisie saggies gewaarsku. Die chemoterapie maak haar baie moeg. Johan het geniknik, sy hart wat vinniger klop met elke sekonde. Toe Bisie die deur oopmaak, het hy byna omgedraai en weggehardloop. Na 8 jaar, hoe sou hy na haar kyk? Wat sou hy sê? Annika het sy hand gegryp. Kom, papa, het sy gesê, die woord nog vreemd en nuut op haar tong, maar vir Johan was dit die mooiste klank wat hy ooit gehoor het. Die woonstel was klein maar netjies, met eenvoudige meubels en baie boeke, Marite was nog altyd 'n ywerige leser. Die gordyne was toegetrek, wat die kamer in sagte skemer gedompel het. Annika, is dit jou? 'n sagte stem het van die slaapkamer afgekom. Ek het gedink jy gaan by jou vriendin Lerato bly vanaand. Mamma, ek het 'n verrassing vir jou, het Annika uitgeroep en na die slaapkamer gehardloop. Johan het gevoel hoe sy bene lam word. Hy het na Bisie gekyk, wat bemoedigend geniknik het. Annika, wat bedoel jy? Watter verrassing? Marite se stem het nader gekom. Bisie, is jy terug? Ek het gedink jy gaan eers môre. En toe het sy in die deurweg verskyn, en Johan se wêreld het tot stilstand gekom. Sy was skraler as wat hy onthou het, haar eens volle wange nou ingevalle, haar vel bleek. Haar donker krulhare was kort, byna 'n fyn donsie op haar kopvel, die gevolg van die chemoterapie, het hy vermoed. Maar haar oë, daardie pragtige donkerbruin oë, was nog steeds dieselfde, al was daar nou lyne van pyn en hartseer rondom hulle.
Johan, het sy gefluister, haar hand wat na haar mond gaan. Dit kan nie. Is dit regtig jy? Marite was al wat hy kon sê, haar naam soos 'n gebed op sy lippe. Sy het teen die deurpoos geleun, haar bene wat skielik swak gelyk het. Wat doen jy hier? Hoe waarom? Annika het opgewonde tussen hulle rondgespring. Mamma, hy's my pa. Ouma het vir my 'n pakkie gegee om vir hom te gee, en nou weet hy dat hy my pa is. Marite se oë het wyd geword. Sy het verskrik na Bisie gekyk. Bisie, wat het jy gedoen? Dit was mevrou Johanna se laaste wens, het Bisie eenvoudig gesê. Sy het uitgevind wat regtig gebeur het. Alles. Die dokumente is almal daar. Marite het Johan gesê en 'n stap nader gekom. Ek het die waarheid uitgevind. Alles wat hulle ons vertel het, dit was leuns. Alles. Marite het haar kop geskud, trane wat oor haar wange begin rol. 8 jaar, Johan. 8 jaar waarin jy my nie wou sien nie, nie wou praat nie. 8 jaar waarin jy geglo het ek het jou verraai. Johan het sy oë gesluit, die pyn in haar stem was soos 'n mes in sy hart. Ek weet. Ek weet nou. Ek was 'n dwaas om hulle te glo. Om nie die waarheid te soek nie. Om jou nie te vertrou nie. Marite het na Annika gekyk, wat steeds met groot oë tussen hulle staan. Liefie hartjie, hoekom gaan kyk jy nie bietjie televisie in die sitkamer nie? Die volwassenes moet 'n rukkie gesels. Annika het protesteer, maar met Bisie se sagte aanmoediging het sy uiteindelik na die sitkamer gegaan, waar die klank van 'n kindertelevisieprogram gou hoorbaar was. Johan en Marite het alleen in die deurwy van haar slaapkamer gestaan, die spanning tussen hulle so dig dat dit byna tasbaar was. Sit asseblief, het Marite gesê en na haar bed beduie. Ek raak moeg as ek te lank staan. Johan het geniknik en versigtig op die kant van die bed gaan sit terwyl sy in 'n klein stoel langs die venster gaan sit het. Vir 'n lang oomblik het hulle net na mekaar gekyk, 8 jaar se stilte tussen hulle. Jy lyk goed, het sy uiteindelik gesê, 'n flou glimlag om haar bleek lippe. Jy jok nog altyd sleg, het hy geantwoord, en was verras om haar sagte lag te hoor. Die chemoterapie het my hart getref, het sy erken. Ek lyk soos 'n spook van myself. Jy is nog steeds pragtig, het hy saggies gesê, en hy het dit bedoel. Selfs uitgemergel deur siekte was sy nog steeds die mooiste vrou wat hy ooit gesien het. Marite het haar oë laat sak, duidelik ongemaklik met die kompliment. Wat het gebeur, Johan? Hoekom is jy skielik hier na al hierdie jare? Johan het die aktetas oopgemaak en 'n stapel dokumente uitgehaal. Jou ma, het hy eenvoudig gesê. Sy het alles uitgevind, Marite. Alles wat Elise gedoen het, alles wat sy beplan het om ons uitmekaar te hou. Marite se oë het wyer geword. My ma. Maar ek en sy het nie eers gepraat vir jare nie. Nie tot onlangs nie, toe sy uitgevind het ek is siek. Sy het nooit van jou gehou nie, Johan. Sy het altyd gesê jy was te ambisieus, te gefokus op geld hê. Sy was reg, het hy erken. Ek was. Maar sy het blykbaar van opinie verander toe sy uitgevind het wat regtig gebeur het. Sy het 'n speurder gehuur, bewyse versamel. Hy het een van die dokumente uitgehou. Kyk self. Marite het die papier geneem, haar hande effens beweeg. Ek kan nie glo sy sou dit doen nie, het sy gefluister terwyl sy lees. Al hierdie jare. Sy het jou en Annika dopgehou, het Johan verduidelik. Van 'n afstand. Sy wou jou beskerm en toe sy uitvind wat regtig gebeur het, wou sy die waarheid aan die lig bring. So sy het geweet jy's Annika se pa. Marite het opgekyk, haar oë vol trane. Sy het geweet en nooit iets gesê nie. Sy het eers onlangs die finale bewyse gekry, het Johan gesê. Volgens hierdie dokumente het sy eers 6 maande gelede uitgevind dat die natoets wat bewys het ek is steriel vervals was. Elise het 'n foudie omgekoop om die resultate te vervals. Marite het haar oë gesluit, trane wat oor haar wange rol. Ek het jou probeer vertel. Ek het probeer verduidelik dat ek nooit ontrou was nie. Maar jy wou nie luister nie. Die skuld wat Johan gevoel het, was byna ondraaglik. Ek weet, het hy gefluister. Ek was 'n dwaas. Ek was so seker dat dit onmoontlik was dat die baba myne kon wees. Terfoudie het my oortuig dat ek nooit kinders kon hê nie. En toe het jy my weggestoot. Jy het geweier om my oproepe te beantwoord, my boodskappe te lees. Jy het my uit jou lewe gesny asof ek niks was nie.
Marite se woorde was sag maar vol pyn. Ek het gedink jy het my verraai, het Johan gesê, die woorde wat soos as in sy mond proe. Dit het my gebreek, Marite. Ek kon nie eens dink aan die moontlikheid dat jy... Dat ek wat? Dat ek die waarheid vertel het. Sy het regop gesit, 'n vonk van die ou vuur in haar oë. Ek het jou lief gehad, Johan. Met my hele hart. Ek sou jou nooit verraai het nie. Ek weet dit nou, het hy gesê, sy stem vol berou. En ek sal die res van my lewe spandeer om dit goed te maak, as jy my sal toelaat. Marite het haar kop geskud, 'n bitter laggie het ontsnap. Die res van my lewe gaan nie so lank wees nie, vrees ek. Die dokter sê die kanker het versprei. Die behandeling is net om tyd te wen. Nee. Johan se stem was ferm. Ek aanvaar dit nie. Daar is nuwe behandelings, eksperimentele terapieë. Ek sal die beste dokters in die wêreld kry, die beste hospitale. Met wat, het Marite gevra. Ek het reeds al my spaargeld op behandeling gespandeer. Die mediese fonds is byna uitgeput. Ek het 'n groot gedeelte van my salaris verloor toe ek te siek geword het om voltyds te werk. Met my geld natuurlik, het Johan gesê. Elke sent wat ek het, is tot jou beskikking. Marite het haar kop laat sak. Ek wil nie jou liefdadigheid hê nie, Johan. Dit is nie liefdadigheid nie, het hy geantwoord. Dit is wat ek jou skuld. Wat ek Annika skuld. Hy het 'n diep asem ingetrek. En daar is ook jou ma se testament. Marite het opgekyk. My ma se testament. Waarvan praat jy? Johan het die testament uitgehaal en dit aan haar oorhandig. Sy het Annika as haar enigste erfgenaam benoem. Haar hele boedel, die wynlandgoed, haar beleggings, haar aandele. Alles gaan na Annika. Marite se oë het wyd geword terwyl sy die dokument gelees het. 3 miljard rand, het sy gefluister. Dit kan nie reg wees nie. My ma het nie sulke geld gehad nie. Blykbaar het Johan gesê. Sy was 'n baie suksesvolle sakevrou en sy het goed belê. Maar daar is voorwaardes aan die erfenis. Marite het verder gelees en haar gesig het verbleek. Nee, het sy gesê, haar stem skaars hoorbaar. Dit kan nie waar wees nie. Sy kan nie dit van ons verwag nie. Johan het stadig nader beweeg en langs haar op sy hurke gaan sit, sy hande oor hare gevou. Marite, kyk na my. Sy het opgekyk, haar oë vol verwarring en pyn. Ek wil nie die geld hê nie, het hy saggies gesê. Ek het meer as genoeg. Al wat ek wil hê, is 'n kans om die verlore tyd in te haal, 'n kans om 'n pa vir ons dogter te wees, 'n kans om jou weer lief te hê, as jy my sal toelaat. Trane het oor Marite se wange begin stroom. Johan, ek is sterwend. Die dokters gee my 6 maande, hoogstens 'n jaar. Hoe kan ek jou toelaat om in te stap, net om jou weer te verloor, het hy haar sin voltooi. Marite, ek het jou reeds 1 keer verloor, deur my eie stomme trots en blinde vertroue in die verkeerde mense. Ek sal eerder 6 maande met jou hê as nog 'n leeftyd sonder jou. Hy het sy hand opgelig om 'n traan van haar wang af te vee, die gebaar so bekend en tog so nuut. En wat die dokters sê, dit is nie die einde nie. Daar is 'n kliniek in Switserland wat baanbrekende werk doen met juis hierdie tipe kanker. Eksperimentele behandelings wat mense genees het wat as terminaal beskou is. Marite het haar kop geskud. Ek kan dit nie bekostig nie, Johan. Selfs met my ma se geld, as Annika dit sou erf, sou dit jare neem om die boedel af te handel. Ek kan, het hy eenvoudig gesê. Ek sal die vliegtyg môre bespreek. Jy, ek en Annika, ons sal volgende week in Zurich wees. Die beste dokters, die beste kanse. Jy kan nie net in my lewe instap en alles oorneem nie, het Marite gesê, maar daar was geen krag in haar protes nie. Ek neem niks oor nie, het hy gesê. Ek bied net aan wat ek het. Die besluit is joune, Marite. Dit was nog altyd joune. Sy het vir 'n lang oomblik stil gebly, haar oë gesluit. Daar is soveel pyn tussen ons, Johan. Soveel jare. Ek weet nie of ons ooit weer kan wees wat ons was nie. Ons hoef nie te wees wat ons was nie, het hy gesê. Ons kan iets nuuts wees, iets sterker. Ons het albei verander. Ons het albei gegroei. Hy het oor haar hand gestreel. En ons het Annika. By die noem van haar dogter se naam, het Marite se gesig versag. Sy is wonderlik. So slim, so sterk. Net soos haar ma, het Johan gesê met 'n glimlag.
Sy het jou vasberadenheid. En jou oë, het Marite gesê, haar eie oë wat oor sy gesig dwaal. En jou styfkoppigheid. Hulle het na mekaar gekyk, die jare wat skielik wegsmelt in die bekendheid van mekaar se gesigte. Toe het Johan iets onthou. Daar's nog een ding wat jou ma in haar testament gestipuleer het hy gesê, effens huiwerig. Wat nog, het Marite gevra, haar wenkbroue opgelig. Die voorwaardes vir Annika se erfenis sluit in dat ons weer trou. Binne 6 maande. Marite het vir 'n oomblik na hom gestaar, en toe het sy begin lag, 'n werklike, opregte lag wat haar hele gesig verlig het. My ma, die ewige romantiese, het sy gesê. Selfs na haar vertrek probeer sy nog steeds om my lewe te beheer. Johan het self begin glimlag. Sy was 'n formidabele vrou, blykbaar. Jy het geen idee nie, het Marite gesê, haar lag nou vermeng met trane. O Johan, wat 'n gemors. Wat 'n absolute gemors. Maar een wat ons saam kan opruim, het hy gesê en haar hand styf vasgehou. As jy bereid is om my 'n tweede kans te gee. Marite het na die deur gekyk wat na die sitkamer lei, waar hulle Annika se sagte lag kon hoor. Vir haar het sy gesê, sal ek enigiets doen. En vir jouself, het Johan gevra. Wat van vir jouself, Marite? Sy het terug na hom gekyk, haar oë sag maar ernstig. Ek het nooit opgehou om jou lief te hê nie, Johan. Selfs toe ek jou gehaat het vir wat jy gedoen het ek jou steeds lief gehad. Dit is my vloek, blykbaar. Johan het sy arms om haar gevou, versigtig om haar brose liggaam nie te seermaak nie. Dan sal ek my lewe wy daaraan om daardie vloeke seën te maak, het hy gefluister teen haar hare. 6 maande later het die son hoog oor welgelegen Wynland goed geskyn. Die historiese Kaaps-Hollandse heerhuis, omring deur uitgestrekte wingerde en met 'n asemrowende uitsig oor die Stellenboschberge, was versier vir 'n besonderse geleentheid. Johan het in die slaapkamer van die meesterhuis gestaan, besig om sy das reg te trek. Hy het na sy weerkaatsing in die spieël gekyk. Hy het gelukkig gelyk, ontspanne, die lyne van spanning wat vir jare sy gesig gemerk het merkbaar sagter geword. Laat ek jou help, het 'n stem agter hom gesê. Hy het omgedraai om Marite te sien, haar oë warm en helder. Die transformasie in haar voorkoms oor die afgelope 6 maande was niets minder as merkwaardig nie. Die behandeling by die Switserse kliniek, 'n revolusionêre nuwe benadering wat slegs in die eksperimentele fase was, het resultate getoon wat selfs die dokters verbaas het. Haar hare het begin teruggroei, nou 'n sagte, donker kapsel wat haar gesig omraam. Haar wange het weer kleur gekry, en hoewel sy steeds skraler was as voor haar siekte, was daar nou 'n krag in haar lyf, 'n lewendigheid wat maande gelede afwesig was. Senuweeagtig, het sy gevra terwyl sy sy das reggetrek het. Glad nie, het hy geantwoord. Ek het 8 jaar gewag om jou weer my vrou te maak. Ek kan nie nog 'n minuut wag nie. Marite het geglimlag, die uitdrukking wat haar hele gesig verlig het. Tegnies was ek nooit jou vrou nie. Nie die eerste keer nie. Dit was waar. Hulle was 8 jaar gelede verloof, net weke van hul troue, toe die ramp toegeslaan het, die valstoets, die beskuldigings, die hartverskeurende skeiding. 'n Tegniese onderskeid, het hy gelag en haar nader getrek. Jy was altyd myne en ek was altyd joune. Selfs toe ek te blind was om dit te sien. 'n Klop aan die deur het hulle onderbreek. Papa. Mama. Is julle aangetrek? Annika se stem het deur die deur gekom, opgewonde en ongeduldig. Kom in, skat, het Marite geroep. Die deur het oopgeswaai en daar het Annika gestaan, pragtig in haar blommeisierok, 'n klein mandjie met roosblare in haar hand. Haar blonde hare was in elegante krulle gestileer met 'n krans van wit blomme op haar kop. Julle moet kom. Die gaste is almal hier en oom Pieter sê die predikant word ongeduldig. Johan het gelag en na sy dogter gestap. Oor die afgelope 6 maande het hulle 'n band gesmee wat sterker geword het met elke dag. Hy het soos 'n man gevoel wat 'n kosbare skat ontdek het. Die vreugde om haar pa te wees was 'n geskenk wat hy nooit verwag het nie. Sê vir oom Pieter hy moet ontspan. Die bruid arriveer wanneer sy gereed is, nie 'n minuut vroeër nie. Pieter, Johan se besigheidsvernoot en beste vriend, was sy strooi jonker. Hy was een van die min mense wat Johan vertrou het met die volle verhaal van wat gebeur het, en hy het onwrikbare ondersteuning gebied deur die hele proses. Mama, jy lyk soos 'n prinses, het Annika gesê, haar oë wyd van verwondering toe sy Marite se trourok behoorlik opgemerk het. Dit was 'n eenvoudige ontwerp, elegant en tydsoos, 'n ivoorsyrok met subtiele kantdetail.
Dit het perfek by Marite se slanke figuur gepas en die helder blos in haar wange beklemtoon. Dankie my liefie, het Marite gesê. En jy lyk soos die mooiste blommeisie wat nog ooit was. Is jy gereed, het Johan gevra, sy hand uitgestrek na sy aanstaande bruid. Marite het 'n diep asem ingetrek en geniknik. Meer gereed as ooit tevore. Die seremonie was intiem, met net familie en naby vriende wat onder 'n priel versamel het wat oor die wingerde uitkyk. Die lug was gevul met die geur van rose en jasmijn, en sagte musiek het oor die landskap gesweef. Terwyl Marite na die altaar gestap het aan die arm van Pieter, wat ingestem het om haar weg te gee in die afwesigheid van haar oorlede vader, het Johan gevoel hoe sy hart vol word. Hy het na Annika gekyk wat langs hom gestaan het, stralend van trots en vreugde. Ons het dit gemaak, het hy saggies vir haar gefluister. Die seremonie was kort, maar betekenisvol. Die predikant het gepraat oor tweede kanse, oor die krag van vergifnis, en oor liefde wat alle hindernisse oorwin. Die gaste het gehuil en geglimlag, bewus van die buitengewone reis wat hierdie familie onderneem het om by hierdie oomblik uit te kom. Ek, Johan Pretorius, neem jou, Marite van der Merwe, as my wettige vrou, het Johan gesê. Sy stem sterk en seker terwyl hy die goue ring aan haar vinger geplaas het. Ek beloof om jou lief te hê en te eer in siekte en gesondheid, in voorspoed en teëspoed, van hierdie dag af tot in ewigheid. Marite se oë was helder van trane toe sy haar eie beloftes gemaak het, die woorde wat 'n nuwe begin gemerk het, 'n toekoms wat 5 maande tevore onvoorstelbaar was. Na die seremonie, terwyl die vieringe begin het Johan Marite na 'n rustige hoekie van die tuin geneem. Die son was besig om te sak, die lig was 'n asemrowende mengsel van goud en rooi, die perfekte agtergrond vir hierdie perfekte dag. Mevrou Pretorius, het hy gesê, die woorde wat soet op sy tong gevoel het. Dit klink reg, het Marite gesê, haar kop teen sy skouer. Asof dit altyd so moes wees. Dit moes, het hy gesê. Jou ma het dit geweet. Sy het geweet wat ons nodig gehad het, selfs al het ons dit self nie besef nie. Marite het geglimlag. Sy was altyd een stap voor almal anders. Ek wens sy kon vandag hier gewees het. Ek dink sy is, het Johan gesê, sy oë wat oor die eiendom dwaal wat nou aan Annika behoort het, die testamentse voorwaardes wat vervul is deur hul huwelik. Ek dink sy het alles beplan presies soos dit uitgewerk het. Nie alles nie, het Marite gesê. Ek dink nie eens sy kon voorspel het dat ek sou reageer op die behandeling soos wat ek het nie. Sy het haar hand op haar maag geplaas, waar die jongste skandering geen teken van die kanker gewys het nie. Die dokter sê hulle het nooit so 'n vinnige en volledige reaksie op die terapie gesien nie. Miskien was dit nie net die behandeling nie, het Johan gesê, sy hand oor hare. Miskien was dit iets meer. Sy het haar kop gelig om na hom te kyk. Soos wat? Soos liefde, het hy eenvoudig gesê. Soos hoop. Soos 'n rede om te veg. Marite se oë het sag geword. Dit klink baie sentimenteel vir 'n geharde sakeman. Ek het baie verander, het hy erken. Jy en Annika het my verander. Ten goeie, hoop ek. Definitief ten goeie, het sy gesê en haar arms om sy nek geplaas. Ek is lief vir die man wat jy geword het. Hul oomblik is onderbreek deur Annika se opgewonde stem. Papa. Mama. Kom. Dit is tyd vir die eerste dans. Johan het gelag en Marite se hand geneem. Ons beter gehoorsaam wees. Sy is die baas, jy weet. Net soos haar ouma het Marite gelag. Die ontvangs was 'n vrolike viering van hernieude hoop en nuwe beginne. Die welgelegen wynkelder se beste wyne het gevloei en die gaste het tot laat in die nag gedans en gelag. Pieter het 'n huildronk voorgestel wat almal tot trane geroer het, waarin hy die merkwaardige reis van die Pretorius familie geëer het, van tragedie tot triomf, van misverstand tot begrip, van verlies tot hereniging. Later in die aand, terwyl die maanlig oor die wingerde geskyn het Johan en Marite na die klein familiehuis gestap wat hulle op die eiendom gebou het. Annika was reeds aan die slaap in haar nuwe kamer, uitgeput na die opwinding van die dag. Dit voel steeds soos 'n droom, het Marite gesê terwyl hulle op die stoep gestaan het, die ligte van die vallei onder hulle soos sterre. Die afgelope 6 maande. Maar dit is werklik, het Johan gesê en haar nader getrek. Alles hiervan is werklik. Danksy my ma, het sy gesê. En danksy jou, het hy bygevoeg. Jou krag, jou vermoë om te vergewe. Marite het sy hand geneem en dit op haar hart geplaas. Weet jy wat die dokter vandag gesê het, net voor die seremonie?
Johan het sy kop geskit, skielik bekommerd. Wat? Hy het gesê volgens die nuutste toetse is ek heeltemal in remissie. Nie net reageer ek op die behandeling nie, daar is geen teken van kanker in my liggaam nie. Niks. Johan het haar in sy arms geneem, oorweldig deur die nuus. Marite, waarom het jy niks gesê nie? Omdat ek nie wou hê dat ons troue oor my gesondheid moet wees nie, het sy gesê. Ek wou hê dit moes oor ons wees, jy, ek en Annika. Oor ons familie. Johan kon voel hoe trane in sy oë vorm, maar vir die eerste keer in jare was dit trane van vreugde, nie hartseer nie. Ek is die gelukkigste man op aarde, het hy gefluister. Ek het alles wat ek ooit kon begeer. Selfs sonder die 3 miljard rand, het sy geterg, verwysend na haar moeder se nalatenskap wat nou amptelik aan Annika behoort het. Die geld is niks, het hy gesê. Jy en Annika, julle is alles. Terwyl hulle daar gestaan het in die maanlig, het Johan gewonder oor die vreemde paaie wat die lewe neem. Hoe pyn en lyding soms tot die grootste vreugde kan lei. Hoe 'n enkele oomblik, 'n enkele besluit, lewens vir altyd kan verander. Johanna van der Merwe was 'n buitengewone vrou, het hy gesê, sy oë na die sterrehemel. Sy het geweet presies wat sy doen toe sy daardie testament opgestel het, toe sy Annika na my kantoor gestuur het. Sy het geweet ons hoort by mekaar, het Marite gesê. Selfs toe ons dit self nie geweet het nie. Johan het sy vrou se gesig tussen sy hande geneem, haar oë wat in die maanlig skitter, haar lippe wat saggies glimlag. Ek sal nooit weer toelaat dat enigiets ons skei nie, het hy beloof. Nooit weer nie. Dit is 'n belofte wat ek jou gaan hou aan, het sy geantwoord. Terwyl hulle mekaar gesoen het, het Johan gedink aan die klein dogtertjie wat daardie oggend in sy kantoor gestap het met 'n koevert in haar hande. Hoe daardie enkele oomblik, daardie enkele daad, 'n hele lewe verander het. Nie net syne nie, maar Marite se en Annika se. En miskien, net miskien, was Johanna van der Merwe nog iewers en kyk na hulle met 'n tevrede glimlag, wetende dat haar laaste wens nie net vervul is nie, maar het die wonder voortgebring wat sy altyd gehoop het dit sou. Vimda hysteria. Geagte luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Johan, Marite en Annika julle geraak het. Vir meer emosionele reise het ons 'n spesiale afspeellys voorberei met ewe boeiende verhale. Kry dit deur aan die linkerkant te klik. As jy van hierdie verhaal gehou het, moenie vergeet om ons kanaal te volg en die video te like nie. Ons bring daagliks unieke stories wat die kompleksiteit van die lewe verken. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons sien uit om julle in die kommentare te hoor.